People come for content, but they stay for connection. Hierdie aanhaling is ergens opgeskryf waar daar navorsing gedoen is oor hoekom mense kies om by 'n gemeente te bly en daar aan te sluit. Daarmee saam word daar uit, soos wat julle kan dink op die oomblik, baie navorsing gedoen oor die impak van kunsmatige intelligensie in die wêreld en op mense se gemoed. En een van die goed wat duidelik uitkom is dat meer as ooit het die kerk 'n rol en 'n roeping om juis 'n groot impak te kan hê op die konneksie moontlikhede wat hulle vir mense bied. Broers en susters, ek val so met daai deur in die huis, omdat dit die hoofstuk is waarna toe Paulus ons vandag vat in sy brief aan die Timoteus, en ek wil graag 'n paar goed daaroor sê. Jy is baie welkom hier. Dit is vir my 'n voorreg om vanoggend weer op Huguenote se skoolgronde te sit en tyd saam met jou te spandeer uit hierdie brief, wat ek dink, al is dit so oud, en al is daar goed daarin wat dalk vir ons bietjie vreemd klink en vreemd lyk, omdat dit in 'n ander konteks afspeel, is daar baie beginsels en waardes wat vandag nog vir ons relevant bly. Ek herinner, soos elke liewe ander keer, dat jy asseblief nie net hierdie preek moet luister nie. Ergens in jou dag, na of voordat jy hierdie preek geluister het, lees vir jouself net die hoofstuk 1 Timoteus 5 vandag, rustig deur, en dan gee ek net vir ons 'n paar ankers of 'n paar leidrade hoe om hierdie teks ook vandag in 2025 in Wellington en in Suid-Afrika vas te hou. Mag jy ook beleef hoe God se woord lewend is en hoe dit in jou inspreek, meer as dit oor hoe die Gees ons as 'n geloofsgemeenskap beweeg om anders te leef nadat ons hierdie hoofstuk gelees het. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees vandag nie, ek gaan wel met ons daardeur praat en vir jou uitwys oor hoe daar 4 kategorieë is van groeperingsmense, wat Paulus spesifiek vir Timoteus raad gee oor hoe om hulle te hanteer. Maar voordat ek by ons hoofstuk vandag kom, wat ek dink, as jy dit op jou eie lees, as jy net daai hoofstuk lees, sonder dat jy nou die agtergrond het, dan kan die hoofstuk nogals vir 'n bietjie uitmergelend voel, want dit voel vir jou soos 'n klomp puntenerige reëls wat Paulus nou hier neerlê vir Timoteus, vir wie hy moet aandag gee en vir wie hy nie moet aandag gee en hoe hy met mekaar moet praat, maar dit maak heeltemal sin as jy die lyn van die hele brief volg. En dit het ek ook al baie gesê, en ek sê dit veral vir my belydenisklaskinders wanneer ons bietjie praat oor hoe om die Bybel te lees, dan sê ek altyd, mens lees die Bybel ontvanklik, maar jy lees dit ook intelligent, en 'n brief byvoorbeeld lees jy van hoek tot kant. En dit is presies hoekom hierdie hoofstuk sin maak, al sou dit as jy dit uit sy eie uitlees nie lekker sin gemaak het nie. Wat vir my veral opvallend was, en is, van Paulus se brief, en dis hoekom ek so lief is vir Paulus, want Paulus maak nie saak wat hy sê en waarmee hy besig is nie, hy het die vermoë om altyd net weer te sê, kan ons net gou oor die evangelie praat. Hoofstuk 1, 2, 3 en 4 onderbreek hy elke keer amper sy gedagtegang of dit waarmee hy besig is en verkondig net weer die evangelie. Hy sê net weer wie Jesus Christus is, wat hy gedoen het, hoe onverganklik hy is, hoe ewig hy is, hoe hy vir ons sondes gesterf het. So daai waarheid is vas. En dit wat Paulus nou in hoofstuk 5 van ons verwag, is nie 'n wet wat ons moet volg om gered te word nie. Dis amper asof Paulus sê dat, ek het mos nou maar aan mekaar vir julle verkondig oor wie Jesus is en wat Jesus gedoen het en hoe hy julle vrygemaak het en wie hy is. Nou waarsku en nooi ek julle uit om te sê dat hierdie Jesus en wie hy is en wat hy gedoen het, sal 'n impak hê op hoe ons leef. As dit nie het nie, as ons nie anders leef omdat ons in Jesus glo nie, dan staan ergens iets missing en dan moet ons weer teruggaan en gaan kyk of ons regtig die vrymakende krag van Jesus Christus verstaan. Dis wat ek gesê het en vir julle verduidelik het in hoofstuk 1. So dit is vir my net weer belangrik om dit te sê, want as gereformeerde gelowiges glo ons nie ons moet 'n klomp goed doen dat ons tikkies kan kry omdat ons dit reg gedoen het nie. Ons glo omdat ons Jesus Christus ken, sal ons anders leef. Daarmee saam wil ek ook sê, voordat ek nou by die hoofstuk kom, ons moet die hele tyd konteks onthou dat hierdie brief word geskryf aan 'n gemeente in Efese. Efese is 'n massiewe groot stad, en ergens binne in hierdie stad is daar 'n klein groeperingkie mense wat nou volgelinge van Jesus geword het. Hulle het nou gekies om agter Jesus aan te loop en hulle probeer hulle self eintlik navigeer met hulle way of living wat baie radikaal is as die Romeinse wêreld, die heidense wêreld waarin hulle bevind.
Dis 'n bietjie anders by ons in Suid-Afrika. Dit is definitief nou besig om meer soontoe te gaan, maar vir baie lank in Suid-Afrika is om kerk toe te gaan so goed gewees as om 'n Suid-Afrikaner te wees. En die kerkgedrag en die Suid-Afrikaanse gedrag het nie eintlik met mekaar in kontras veronderstel gewees om te staan nie. So ons het eintlik maar Christene geword soos wat ons Suid-Afrikaners geword het en het ons gedrag nie eintlik so gekontrasteer met die wêreldse nie. Natuurlik met 'n wêreld wat al hoe meer weg beweeg van geloof en van volgelingskap van Christus, raak dit nou weer so. Daar's vir mense geen voordeel daaraan om kerk toe te gaan nie, om aan 'n kerk te behoort, gaan nie vir jou bane of plekke of werke oopmaak nie. So mense wat nou kies om in 'n gemeente te wees, kies om daar te wees omdat hulle volgelinge van Jesus is en nie omdat dit 'n sosiale konstruksie is. Wat aan die een kant vir my 'n goeie ding is, maar wat vir die kerk en vir mense wat in 'n gemeente deel is van, wat ek glo jy en ek is, vir ons ander vrae moet laat vra. Ons moet vir onsself vra, is ons wat bely dat ons aan Christus behoort en wat aan 'n gemeente behoort, is ons lewe en lyk dit anders as die van die wêreld? As ons die opdragte van Paulus ernstig opneem, en veral as die luisteraars van die eerste hoorders van hierdie brief dit gelees het, sou oor slawerny, oor hoe mens vir siekes en vir oues en vir weduwees sorg, hoe mens met mekaar praat, in totale kontras gewees het met die wêreld waarin hulle bevind. Hierdie wêreld het alles oor eer en mag gegaan. Paulus sê nee, ons dien mekaar. En dit is die uitnodiging en die uitdaging wat ek vandag vir julle uit hierdie hoofstuk wil bring. Nou is ons by hoofstuk 5, en ek het dit nou sommer vir myself opgedeel, en uitgeprint. Ek hou daarvan partykeer om met 'n teks so te werk, sodat ek lekker kan sien wat daar gebeur, en ek wil graag net met jou deur dit loop. Paulus begin in hoofstuk 5 vers 1 en 2, en dan praat hy oor hoe mense van mekaar verskil, en hoe hulle mekaar vermaan. Vermaan beteken aanspreek, wanneer ons sien dat ons broers en susters nie besig is om gedrag te openbaar wat in lyn is met die loop van Jesus Christus nie. En dan is dit interessant om te sien dat Paulus sê elke keer, jou vader moet jy aanspreek asof, die ouer man moet jy aanspreek asof hy jou vader is. Jou gelyke moet jy aanspreek asof hy 'n broer is. Die ouer vrou moet jy aanspreek asof hy 'n ma is en jou suster. Dit is baie duidelik dat Paulus hier sê, ons praat familietaal met mekaar wanneer ons met mekaar verskil. Daar is nie base in klasse nie, daar is nie mense op wie ons afkom en wie ons forceer om te maak sodat ons glo nie. Ons sit langs mekaar, ek sien amper hoe ons om die kombuistafel sit en met mekaar in gesprek gaan oor die goed waarvan ons met mekaar verskil. Die wêreld kan ons op mekaar skree, op die wêreld kan ons sê, ek sê so, daarom is dit so, maar in die gemeente werk dit nie so nie. Ons praat met mekaar uit met respek, en partykeer, soos 'n pa en 'n kind met mekaar kan verskil ons ook met mekaar in respekvolle maniere. Ek het ook met my Bybelstudie week daaroor gepraat dat familie is ook mos nou 'n moeilike konsep, want familie lyk ook nie meer altyd soos wat dit in die ou tyd gelyk het nie, maar wat ek hoor by familie is die feit dat mens kan nie wegloop van jou familie nie, of jy nou van hulle hou of nie, hulle bly jou familie. En dit is op 'n manier ook hoe Paulus vir die gemeente sê, hoorie julle is vir mekaar gegee, julle het mekaar, daar sit dalk iemand daar voor in die banke wat jy dink skynheilig is en wie jy nie hou nie, that's your family, deal with it. En wees met mekaar in gesprek. Dan hoofstuk 3 tot hoofstuk 16, is daar die lang uiteensetting van al die verskillende weduwees, wat Paulus sê oor hoe ons moet na hulle kyk. Hy het vir alle hart vir die weduwees wat niemand het om na hulle te kyk nie. Weduwees wat familie het, die familie moet vir hulle sorg, sê Paulus. Weduwees wat jonk is, kan maar weer trou en moet verkieslik nie hulle self te veel vasmaak aan werk by die kerk nie, want sodra hulle 'n man en 'n kinders het, gaan hulle fokus weer soontoe verskuif. Ouer wyse weduwees moet kom en moet 'n verskil maak in die gemeente en moet 'n bydrae lewer. Ek het nou dit gelees en gedink, ons moet asseblief nou nie vasval in die reeltjies en in die presiesheid van wat Paulus hier oor weduwees sê nie. Ek dink die hart wat ons hier moet hoor, is dat Paulus sê, by uitstek is die gemeente 'n plek wat op die uitkyk is vir vulnerable mense. As 'n gemeente se oë nie oop is, vir die tannies en die ooms en die kinders wat alleen is, en wat rondom ons sit, wat niemand het met vir wie hulle omgee nie, wat al Kersfees niemand het om by 'n tafel mee te deel nie, dan is ons die mense wat ons hande en ons huise en ons harte moet oopmaak en mense moet innooi. Die wêreld leef al hoe meer individualisties, dit is ek, en my gemak, en my gesinnetjie, en my mense van wie ek hou, in 'n gemeente werk dit nie so nie.
Gemeente se oë is oop vir die wat nood het, vir die wat alleen is, en ons trek hulle in. Ons maak hulle deel, ons laat hulle deel voel van 'n familie, die wat dit dalk nie het nie. Dan in vers 17 tot by vers 22 gee Paulus 'n bietjie riglyne oor ouderlinge, die wyse mense, eintlik maar die leiers van die gemeente. Hy sê dat ons moet uitkyk vir ons leiers. Hy sê leiers moet hulle lewens en die manier hoe hulle opdaag in die wêreld bekyk, want hulle lewe dra getuieniswaarde en dis belangrik vir leiers in 'n gemeente om, hy gebruik die woord onberispelik, die woord wat ek dink vertaal moet word daar is mense wat met goeie karakter in die wêreld opdaag. Broers en susters, ons word nie gered omdat ons karaktervolle mense in die wêreld is nie, maar ons moet weet dat wanneer ons in leierskap en wanneer ons deel van 'n gemeente is en wanneer ons optree in 'n gemeente as leiers, en ek sê dit nou vir myself, dan het ek 'n verantwoordelikheid om 'n tipe lewe te leef wat van God getuig. En ek behoort nie 'n lewe te leef wat oor my gaan en wat my eie geluk en my eie sukses en my eie bevordering najag nie. Want dis nie hoe dit in die gemeente werk nie. In die gemeente van Jesus Christus is ons fokus gedraai daarop om lewens te leef wat ander mense inspireer en ander mense laat vra oor wie hierdie God is. Dan onderbreek ek net gou vinnig myself, want vers 23 is seker die heel bekendste versie van hierdie hoofstuk, wat ons baie dikwels lank braaivleisvure hoor, waar Paulus vir Timoteus sê, jong, moenie net water drink, jy drink maar so nou en dan 'n wyntjie vir jou maag ook. Dit word sommer so hier tussen ingegooi. En dan kom ons by hoofstuk 6 vers 1 en 2, wat ek deel van hoofstuk 5 maak, omdat dit in dieselfde trant geskryf word, en Paulus hier in hoofstuk 6 praat daaroor, met slawe wat nou gelowiges is, en wat gelowige, eienaars daar kan hê. Paulus skaf nie noodwendig slawerny hier af nie, maar hy sê ons hanteer slawerny anders en ons werk hier asof vir die Here en nie vir mense nie. Nou, ons het ook daar gepraat dat moet mense dit nou net vir Christenbase doen. Ek dink nie dit is wat Paulus hier sê nie, want later of ergens anders in Kolossense sê Paulus, wanneer jy werk, werk vir die Here en nie vir mense nie. Ek dink dis die beginsel wat Paulus hier probeer oordra, dat gemeentemense jou werk maak saak. Hoe jy opdaag as 'n dokter, hoe jy opdaag as 'n boer, hoe jy opdaag as 'n onderwyser, as 'n straatveer, as 'n pakhuisbestuurder, as 'n CA of wat ook al jy mag doen, as 'n dominee. Die manier waarop gelowiges wat deel is van 'n gemeente hulle werk doen, het 'n direkte invloed op die eer wat God gaan kry. As mense weet jy behoort aan 'n gemeente, as mense weet jy's 'n Christen, maar jy doen halwe en slegte en lui werk by jou werknemer, ly Christus daaronder skade, en daarom is dit belangrik dat Christene ekstra intentioneel hard en goed moet werk. En dis baie duidelik, broers en susters, as mens nou hierdie hele hoofstuk in een vat, ek het nou nie vir julle versie vir versie gelees, ek het dit nou vir julle opgedeel, moet ons eintlik net hoor, dat Paulus ons gemeente, almal van julle wat hier luister is toch ergens deel van 'n gemeente. Ons moet so nou en dan net 'n bietjie die vergrootglas na onsself toe draai en vra. Ons is nie 'n klub nie. Ons is nie 'n plek waaraan mense kan behoort, sodat jy amper jou weeklikse inspuiting kan kry en dat dit vir jou lekker kan wees nie. Kerk, gemeente, is as ware God se plan van hoe hy sy lig in die wêreld gaan kry. So as jy deel is van 'n gemeente, het jy 'n roeping. Dis nie die dominee se roeping of die ouderling se roeping nie. Dis ons roeping om as 'n gesamentlike gemeenskap met soveel integriteit en met familiewaardes te leef, dat dit vir mense 'n aantreklike plek raak om van deel te wees. Paulus sê ons is 'n gemeenskap wat met familiewaardes leef, wat respek betoon tussen generasies, wat sorg vir die kwesbares, wat ons leiers stig en eer, en wat met integriteit in ons werksverhoudings leef. Dis daai 4 goed wat ek in hierdie hoofstuk lees. So in hierdie hoofstuk praat Paulus nou nie weer oor die evangelie nie. Hy gee eintlik opdragte en hy wys eintlik 'n prentjie van hoe mense se lewens sal lyk wat diep geraak is deur die evangelie. Die kerk getuig van Christus. Nie deur ons strukture nie deur hoe ons geboue lyk, of hoe goed ons notules opgestel is, of hoe goed ons leierskap is nie, maar op die manier waarop ons met mekaar saam leef. Ons verhoudings,
hoe ons met mekaar is, hoe ons vir die vulnerable omgee. Dit is wat getuieniswaarde dra in ons wêreld. Die aanhaling waarmee ek begin het. Mense sal baie keer opdaag by 'n gemeente, daar kan 'n formidabele preek wees, daar kan fantastiese uitleg wees. Maar hulle sal nie weer kom nie, want iemand het nie die moeite gedoen om hulle te groet nie. Iemand het nie die moeite gedoen om te belang te stel en te hoor, waar kom jy vandaan, wie is jou mense, kom drink 'n koppie tee saam met my nie. Dis hoe needy en nodig mense gemeenskap het. Ek en jy deel is van 'n gemeente, en ons vriendekringe is nie oop nie. Ons het nie die kapasiteit in die hart om mense in te belang te stel en hulle in te nooi nie, dan verstaan ons kerk wees verkeerd. My gebed, broers en susters, is dat daar waar jy is, in die wêreld waar jy leef, jy vandag vir jouself gaan vra, wie is die vulnerable, wie is die kwesbares, wie is die wat 'n nood het, wie is die wat vandag 'n bietjie aandag het, in wie my aandag vandag 'n reuse verskil kan maak, in wie se lewe my aandag vandag hulle oë na Jesus toe kan draai. Mag ons 'n wyd, oop gemeenskap wees, met 'n oop en 'n ruim huis, waarin mense regtig kan tuiskom. Mag die Here ons daarmee genadig wees. Amen. Ek nooi jou om saam met my te bid. Vader, Seun en Heilige Gees, die drie-eenheidsgod wat self bestaan en leef in relationship, in verhouding. Vergewe ons dat ons dikwels meedoen in hierdie wêreld waarin dit oor my en my gemak gaan, en leer ons wat dit beteken om oop, na buite, uitnodigend en gasvry te leef. Dis hoe Paulus gedink het, hierdie gemeente in Efese impak gaan hê in die Romeinse wêreld. Dis hoe ek glo die kerk 'n impak gaan hê in vandag se individualistiese, kennis aangedrewe wêreld. Ek bid dat U elke een wat vandag na hierdie preek luister sal beweeg om ten minste vir een ander mens iets goeds te gaan doen. Mag ons die saad van U goedheid wat in ons leef deur hierdie wêreld saai. Prys U Here vir U genade en die goedheid wat altyd by ons sal wees. Amen. En soos Paulus aan die einde van sy brief sê, sê ek net weer, die genade van die Here Jesus Christus sal by jou wees. Amen.